Lig is op sy helderste wanneer die wêreld op sy donkerste is. Ek wil jou vandag vat na 'n stil stoep in Wellington. Dis laatmiddag. Die krag is af. Alles is donker. 'n Klein seentjie sit langs sy ouma en vra: "Ouma, hoe weet mens waarheen om te stap as jy niks kan sien nie?" Sy ouma glimlag. Sy staan op en steek een klein kersie aan. En die kamer begin verander. Sy kyk hom in die oë en sê: "Jy sien nie alles nie, my kind. Maar jy sien nou genoeg vir die volgende tree." Vandag weet ons nie of u lig helder skyn van blydskap en of u lig dalk so bietjie flikker van moegheid nie. Maar baie welkom by nog 'n uitsending van ons digiboodskappe hier vanuit Wellington. Of u lig dalk skyn daar in Alberton, of in Londen, of in Singapore, of in Los Angeles. Ons wens is vandag dat u saam met ons weer opnuut die lig van Christus in ons almal sal beleef en dat God ons opnuut sal verras met sy lig. Baie welkom. Een paar jaar gelede sou jy op Stellenbosch gewees het, of dalk op een of ander tersiêre inrigting in ons land, was dit dalk ook nie gebruik gewees, maar ek praat het my verwysingsraamwerk van Stellenbosch. En dan was dit hier by Junie maand, Julie maand, was dit gewoonlik die tyd van werkerskampe of uitreike. En dan is daar 'n groep studente bymekaar gemaak lank voor die tyd, daar's beplanning gedoen en dan is daar uitreike gedoen, Transkei toe, Ciskei, soos in daardie tyd Malawi toe. Dan het, by hierdie uitreike of by hierdie werkerskamp is daar gaan werk aan 'n bepaalde kerk of iemand se huis, of daar's geverf of daar's skoon gemaak. Daar is materiaal saamgeneem, daar's kos saamgeneem en dan jy iets gaan doen om ook so die werk van Christus vanuit Stellenbosch Studentekerk dan voort te sit. Mense het baie keer dan vir jou gesê: "Jong, as jy ry tog net versigtig, want die drade, daar is die drade nie, die diere loop oor die pad. So kyk maar net en sê vir die busbestuurder ook, wees wakker en kyk maar vir dit alles." Baie van u sal dit dalk onthou as u dalk ergens op toer was en weet, daar was gedeeltes in ons land wat op 'n stadium moes jy regtig waar baie versigtig ry. Nie dat dit net ongerep was nie, maar dat die drade weg was, daar was geen drade meer nie. En stelselmatig die laaste paar jare het ook gebeur, ry deur 'n plattelandse plek daar in die Karoo of waar in die Vrystaat, dan sien jy hier loop 'n trop bokke of hier loop 'n klompie varke deur die strate, die mense, alles is nie meer op hok nie, die drade is nie meer so heel nie, indien daar drade is. Ons het dit self oorgekom hier in Wellington, tussen Wellington en Parel en munisipaliteit, 'n jaar of wat gelede, pragtige draadheining opgesit om reeds te voorkom dat diere nie ongelukke veroorsaak in die nag nie. En ek weet nie of die heining vir 3 maande gestaan het, die toe sê ook maar gesteel. Nou is daar ook niks meer oor nie. Maar ek wil nou nie vandag klink soos iemand wat nou maar net nog weer kla en nog weer vertel van die verval van Suid-Afrika. Of soos die mense wat so lief is vir hulle eie stem en agter die kamera gaan sit en toesprake lewer, of in hulle motor sit en dan gesels hulle ure lank en dan stel dit beskikbaar op Facebook of sosiale media. Daar's genoeg van die mense wat hulle stemme so lief voor het en wat sulke video's maak. Die rede hoekom ek dit vir u vertel, broer en suster, is om vir u te sê, weet u, daardie woorde van die ouma aan die seentjie, 'n lig skyn op sy helderste
as dit soms die donkerste is. Dinge loop soms verkeerd. Omstandighede is nie altyd gerieflik nie. 'n Mens het nie altyd die energie nie. Jy het nie altyd die kapasiteit nie. In jou huisgesin loop alles nie altyd wel nie. In jou besigheid loop alles nie altyd voorspoedig nie. Die drade verval maar partykeer. Diere loop maar in die straat. Dinge lyk asof dit net agteruit gaan. Maar is dit nie in sulke tye wat ons mekaar moet bemoedig, aanmoedig, hande vat en sê, dit is die tyd wat die Here reeds dit vir ons onderstreep, wees die lig. Daardie ou roepstem wat hy na elkeen van my en jou uithou, om te sê, ek roep julle om die lig te kan wees. Ek wil graag die baie bekende paar vers uit Matteus 5 saam met u lees. U het dit al hoeveel keer gehoor? Dis seker die gedeelte wat naas Psalm 23 die meeste gelees word deur mense, maar ek wil dit graag saam met u lees. In 'n tyd van 2025 wat ek en jy dalk die roepstem, die dringende roepstem van Christus weer moet hoor. Kom ons hoor wat sê Matteus 5 dan vandag vir ons. Vers 13. Julle is die sout vir die aarde, maar as sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander. En dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Weet jy vriende, elke gemeenskap, elke dorp, elke besigheid, elke plaas, elke landboustreek het sy of haar uitdagings. Ek kry die polisie so jammer, want hulle probeer wet en orde herstel na die beste van hulle vermoë. En dan net die volgende oomblik, dan doen iemand weer iets en vang iemand weer iets aan. En dan voel dit vir my, dit is omdat mense nie die lig van Christus in hulle het nie. Want as die lig van Christus in hulle was, sou hulle mos die donkerte verdryf het. En sou dit nie nodig gewees het vir die polisie nie, om hulle werk te doen nie. Want ons sou almal wetsgehoorsame burgers gewees het. Ek kry die munisipaliteite soms so jammer, dat hulle maak nou net 'n plek skoon, hulle bou nou net 'n plek op, en oor 'n tydjie, dan lyk dit weer soos 'n ashoop, dan is daar goed weer afgebreek, en dit omdat mense nie die lig van Christus in hulle het nie. Die lig van Christus skyn, dit bou op, dit word nie onder 'n maatemmer gesit, soos wat hier staan in Matteus 5. Jesus lê dit so klem op, hy sê 2025, Wellington, Weskaap, Suid-Afrika, wêreldwyd, julle moet dit weer hoor, dalk het julle dit vergeet, dalk is julle reeds mee besig in julle gemeenskap of in julle huis met 'n herbouproses, wat dit ook al mag wees, maar om lig te wees, om te skyn, is 'n werkwoord. Dis nie iets wat op 'n rak gesit kan word nie. Dis nie iets wat net altyd vertel kan word. Ons het dit gedoen of ons wou dit doen nie. Lig is 'n daaglikse werkwoord wat ek en jy moet doen. Hier staan dit, Matteus 5, van vers 13 tot 16. Wees die sout vir die aarde. Julle is die lig vir die wêreld. Hy vra nie, kyk wanneer die omstandighede reg is, of wanneer julle posisie so is, dat julle dit kan doen, of wanneer julle gesond is, of wanneer julle ergens in die lewe prestasies behaal het, wees dan die lig nie. Hy sê, wees in alle omstandighede, wees die lig. Dis nie nuwe nuus nie. Broers en susters, dis ou nuus wat ons net 'n bietjie afstof, maar wat ons eintlik vir mekaar vandag moet bemoedig. Sê ons kan nie ophou
Dit was altyd daar ver, waar drade afgebreek is, daar ver waar diere in die strate geloop het, daar ver waar dinge gebeur het. En ewe skielik is dit nie naby ons. En ons kan hordes voorbeelde gebruik. Ek het nou maar vandag daardie voorbeelde gebruik. Maar hierdie dinge is hier tussen ons, hier naby ons, hier rondom ons. Dis dinge wat gebeur. Ons het altyd gehoor van daar ver, waar mense geskiet word. 2 weke gelede is daar weer iemand in Wellington, reg voor Pep Stores, geskiet, wat die winkel probeer beroof het. Dis misdaad, dis donkerte, wat probeer om die lig uit te doof. Dis omstandighede wat probeer om die lig te steel. Ons kan nie dit toelaat nie. Die wonderlike nuus is dat ons die lig van Christus af ontvang. Ons reflekteer dit eintlik net. Ons is eintlik net 'n spieelbeeld van Jesus se liefde, van Jesus se lig, wat hy kom sê, ek is die lig vir die wêreld. Ek is die lig vir die wêreld. Ons moet net voortgaan om daardie ligdraers te wees. Ons het hierdie een opdrag, hierdie een boodskap, en ons kan miljoene ligdraers wees. Weet jy, as ek sommer vir u sou vra, binne u omgewing, wie sal u dalk beskou? Wat wil mense dalk van u sê, as hulle vir u beskou as 'n ligdraer? As iemand wat die lig van Christus in alle omstandighede laat skyn, dan wonder ek, wie en wat sou dit wees? Ek het gedink, ek wil dalk sommer net vir 'n paar oomblikke by 'n paar individue stilstaan, wat uit Wellington uitkom. Die bekende, en uit my opinie, my siening uit, hy's 'n woordkunstenaar, Breitenbach. En al het nou nie met hom saamgestem nie, en met al die oortuigings nie, dit is weer 'n ander saak, maar hy skryf dan sê hy, Afrikaans is nie rassisties nie. Die taal is nie rassisties nie. Dis die mense wat die taal gebruik wat rassisties is. Ons hoor mense sê, die kerk doen dit, die Christendom maak so. Die aanklagte teen die kerk, teen die NG Kerk, teen die Christendomme. En broer en suster, dis iets wat ons dalk weer ook vir mekaar net moet mee help. Om te sê, maar dis Christus. Christus is die een wat die lig is. Ons probeer in ons gebrokenheid, in ons onvermoë, probeer ons na die beste van ons vermoë dit te laat skyn. Ons kry dit nie altyd reg nie, ons slaag nie altyd daarin nie. Ons is nie altyd suksesvol daarin nie. Maar Christus bly die lig. So het hy sy lig al laat skyn in hierdie Wellington, hierdie pragtige dorpie aan die voet van die Hawe-Kwa berge. As jy daar deur Fonteinstraat stap, en jy ontmoet vir oom Hendrie Slamet, ek spreek sy van regheid, maar ek ken hom maar net as oom Hendrie. Oom Hendrie is 'n skoenmaker, is 'n man van 85 jaar oud. Sy winkeltjie is maar soms deur mekaar waar hy skoene maak, maar hy het vir jare is hy al. En daar straal hy elke dag die liefde van Christus uit. Stop jy by van hierdie petrolpompe waar hy brandstof ingooi. Ek dink sommer nou Amos. Amos is 'n man wat uit Malawi uitgekom het. Hy werk. Gaan so eenmal 'n jaar as hy kan, gaan hy terug Malawi toe. En dan, as hy by hom kom, vra hy altyd hoe dit gaan. Straal hy die liefde van Christus uit. Ek dink aan nou Sydney, wat jare terug, Sondagoggende het hy kom stap, het hy keer die trein gevat, as haar trein was, van Parel af, en dan het hy kom kategese, kom sondagskool gee by ons gemeente. Ons het so rukkie terug, Wellington Noord het bazaar gehad. Die mense hoe hulle op hulle eie wonderlike manier hulle lig laat skyn. Sonder dat gevra word, sonder dat daar gesê word, doen dit, word daar net hulle lig skyn nie. Dis net 'n werkwoord. 2 groot ligdraers wat sy spore diep hier in Wellington is. Het ons ook gegroet hierdie jaar.
Ons dink aan Cornel Hendricks, op die sportveld, langs die sportveld, by verskillende klubs, by verskillende unies, het daai man spore getrap. Dit was van die grootste afskeide, nie dat dit tel nie, maar daar is op verskillende plekke, is daar afskeid geneem hier in Wellington van hom, omdat hy soveel mense se lewens aangeraak het, en het net sy lig laat skyn. Dis al wat hy gedoen het. Deur sy sport, die talent wat die Here vir hom gegee het. Ons te wonderlike skoolhoof, Neil Leroux, die afgelope tyd gegroet. Jessie. Soveel mense se lewens het hy aangeraak. Soveel kinders, soveel ouers. Hy het spore getrap. Hy het net sy lig laat skyn. Broer en suster, ek vertel dit vir julle want dis mense naby aan ons. Dis mense hier in ons gemeenskap. Ek weet nie waar u vandag ingeskakel is, of u dalk van Wellington is en of u dalk ergens anders is nie. Maar ons gemeenskap voel dit ook. Ons sien dit, dat mense hulle lig skyn. En ons wil vir jou aanmoedig, moenie ophou, al lyk dinge soms hoe sleg. Al gaan jy soms deur die moeilikste van tye, of vertwyfelings, al loop dinge hoe skeef in jou lewe, al voel dit vir jou liggie flikker net so. Moenie ophou om hierdie opdrag wat Jesus so op ons harte kom lê, om sout te wees, maar om lig te wees van liefde, lig te wees van vergifnis, lig te wees van aanvaarding, lig te wees van vrede, lig te wees van vriendelikheid. Kom ons wees dit, soos wat hierdie mense ook vir ons gewys het. Dit was reeds Neil Leroux, die skoolhoof waarvan ek hier vertel, wat die lied ook geskryf het, dat hy gesê het, saam kan ons hande vat, en van ons dorp 'n beter plek maak. En ek wil hier eintlik sê, saam kan ons in Suid-Afrika hande vat. As u dalk gaan blomme kyk het, en dan sal u daar aan die onderkant van Rynspas dalk die padstal gesien het, Baghdad. Nou daar as jy so by Baghdad instap, is hierdie woorde van hierdie Franse filosoof staan so daar geskrywe. Die woorde staan: die mensdom sal nooit vrede ken voordat die laaste politikus verwrig is met die derms van die laaste priester nie. Dis 'n baie krie en dis 'n baie rou uitdrukking wat hierdie filosoof geskryf het. Maar weet jy, is eintlik om net te sê, ons kan nie gelyk word aan hierdie wêreld nie. Ons kan nie toelaat dat die lig van ons gesteel word deur ander nie. Nie oor ons self nie, nie oor ons huwelike nie, oor ons gesinne nie, oor ons gemeenskappe nie, nie oor die wêreld nie. Ons het nou net nodig. Kom ons onthou die ouma se woorde vir daardie seentjie. Dit wat jy nou kan sien, so tree vir tree voor jou, is eers goed genoeg. Dis eers ver genoeg. Wat jy moet doen is, sien die lig raak en skyn. Want lig is 'n werkwoord. Om te skyn is 'n werkwoord. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u vir elkeen wat hierdie boodskap hoor en hulle wat ergens geraak word deurdat ons lig skyn. Dankie dat u ons belangrik genoeg ag as ligdraers. Dankie dat u gekom het as die lig vir die wêreld. En ons bid, Here, vir hulle wat dit moeilik vind op hierdie stadium om lig te kan wees,
Inspireer U vir elkeen, vou U vir elkeen toe, met vertroostende genade en hulp. Dankie ook vir hulle wat reeds hulle lig al laat skyn het. Dankie vir ligdraers en brugbouers, wat dit vir gemeenskappe moontlik maak, om te weet, U lig is ook 'n werkwoord. Ons sien uit daarna, Here, om al is dit hoe donker, U lig te laat skyn. Amen. Vriende, ek wil vir julle uitnooi, hier in Wellington word ook van die publikasies gedoen wat wêreldwyd versprei word, of dit op internet is, jy kan gaan op Facebook, gaan soek gerus die tydskrif Lig, met die naam Lig. Baie van julle ken dit, ander is dalk nie bekend daarmee nie, maar gaan soek Lig, en dan gaan lees jy die stories en die getuienisse van mense, daarom te sê, maar om ook te hoor hoe hulle ligdraers is, in maklike en in moeilike omstandighede. Dis nog 'n lig wat vanuit Wellington uitgaan, wêreldwyd. Mag U 'n geseënde ligdraer altyd wees. Amen.